Hallo julle, vandag wil ek kyk na die grafiek van die afgeleide funksie. Nou ek het hier 'n derde graadse funksie geskets. Dit is die funksie x tot die mag 3 plus 3x kwadraat minus 9x minus 27. En ek het dit reeds faktoriseer wat vir my die x afsnitte gee. Nou die afgeleide funksie, net 'n pen kry, die afgeleide funksie van 'n derde mag sal altyd kwadraties wees, want die 3 kom vorentoe en die nuwe eksponent is 1 minder. En daar is my afgeleide funksie. Nou die afgeleide funksie, soos ek gesê het, is kwadraties en daarom sal die grafiek hiervan 'n parabool wees. En ek het eintlik reeds die funksie klaar gefaktoriseer sodat ek kan sien presies hoe om hom te skets en hier het ek dan nou sy skets. Nou wat ek graag wil doen is om te vergelyk wat gebeur by die oorspronklike funksie f, hoe beïnvloed dit die afgeleide? Nou die eerste ding waarna ek wil kyk is die draaipunte. Kom ons maak so, hierdie is f en daardie is die afgeleide en dan kyk ons na die draaipunte van f. So hy draai hier by x is gelyk aan min 3 en die oorspronklike grafiek draai ook by x is gelyk aan 1. En as jy na die afgeleide kyk, gaan dit deur die x-as by x is gelyk aan min 3 en dit het ook 'n x-afsnit by x is gelyk aan 1. So die draaipunte van die oorspronklike funksie gee vir my die x-afsnitte van die afgeleide funksie. Ons kyk net een keer weer. Ek draai by x is min 3, ek gaan deur die x-as. Ek draai by x is gelyk aan 1 en daar gaan ek ook deur die x-as. Nou dit is natuurlik waar, omdat my draaipunt altyd is daar waar my afgeleide 0 is. My draaipunt van f is waar die afgeleide 0 is. En as ek dan die grafiek van die afgeleide teken, dan is dit 0 waar dit deur die x-as gaan. So dit maak sin. En die volgende ding waarna ek wil kyk, is die buigpunt. Die buigpunt van f. Nou ja, ek sien in vraestelle word dit ook soms die infleksiepunt genoem. So die buigpunt is daar waar die tweede afgeleide gelyk aan 0 is. So hier het ek reeds my tweede afgeleide uitgewerk en ek gaan dit nou net oplos as ek sê 6x plus 6 is gelyk aan 0, dan 6x gelyk aan min 6 en x is dus min 1. Nou wat gebeur hier by die funksie f? Hier by x is gelyk aan min 1 kry ek my buigpunt. Onthou, dit is nou weer waar die funksie van konkaaf onder of konkaaf af na konkaaf op verander. Nou by daardie punt, by x is gelyk aan min 1, kry ek by my afgeleide 'n draaipunt. So, daar het ek 'n draaipunt. So by die buigpunt op die parabool kry ek 'n draaipunt op die afgeleide. So hierdie gedeelte hier is baie belangrik. Dit is basies die teorie wat jy moet ken. Draaipunte van f gee die x-afsnitte van die afgeleide, buigpunte van f gee die draaipunt van die afgeleide grafiek. Nou kom ons kyk na 'n voorbeeld.
En ek gaan sommer begin deur 'n vraag uit 'n vraestel te neem, November 2022 sin. Die grafiek van die afgeleide is gelyk aan mx kwadraat plus nx plus k is hieronder geteken. So, daardie is kwadraties, daar is sy, en kwadraties is die afgeleide van 'n derde graadse funksie. So ek weet f moet 'n derde graadse funksie wees. Hulle sê vir my dat die parabool deur min 'n derde en deur x is gelyk aan 1 op die x-as gaan en r is die y-afsnit, dit is die punt 0,1. Die eerste vraag vra dat ons die waardes van m, n en k moet bereken. En m en n en k is die koëffisiënte in die paraboolse vergelyking. Nou net om meer plek te hê, het ek die vrae weer so versprei oor verskillende skerms, sodat ek hulle so een kan doen. So hier het ek nou genoeg plek, ek wil m en n en k bepaal. As ek na hierdie parabool kyk, nou onthou net, sy vergelyking is y is gelyk aan mx kwadraat plus nx plus k. Ek het die twee x-afsnitte en ek het nog 'n punt. So as ek die twee x-afsnitte ken, dan gebruik ek mos die vorm, ons het gewoonlik 'n a hier waar ek nou 'n m gesit het, want ons het gewoonlik 'n a voor die x kwadraat, maar nou het ons 'n m daar. En dan gaan dit weet x minus die eerste x-afsnit. So x min 'n derde gaan x plus 'n derde wees, vermenigvuldig met x minus die tweede afsnit. En nou het ek net een onbekende, dis die waarde van m, en daarom moet ek 'n punt vervang. Die enigste punt wat ek kan vervang is hierdie punt R. So, kom ons kyk, R is die punt 0,1. So in die y se plek sit ek 'n 1 en in die x se plek sit ek 0. En dan lyk dit so. So hier het ek minus 'n derde, as ek daarmee vermenigvuldig of met minus 3 vermenigvuldig, dan kry ek minus 3 is gelyk aan m. So, nou weet ek my vergelyking is eintlik y is gelyk aan minus 3 maal x plus 'n derde maal x minus 1 en ek kan dit net uitvermenigvuldig. Ek gaan maar eers my minus 3 net hier voorhou. X maal x gee vir my x kwadraat. Hier kry ek 'n derde x minus x. So minus x plus 'n derde x is minus 2/3 x. En laastens kry ek daar minus 'n derde. Maar dit alles moet nog met minus 3 vermenigvuldig word. So my vergelyking op die ou einde is minus 3 x kwadraat plus 2x, as ek hierdie 3 in vermenigvuldig, en plus 1. So die vraag was om die waardes van m en n en k te bepaal. So m is die koëffisiënt van x kwadraat, dit is minus 3. N is die koëffisiënt van x, dit is 2. En k is die konstante wat 1 is. Goed, vraag 8.2. Indien dit verder gegee word dat f van x, so nou is dit die oorspronklike funksie, dis nie meer die afgeleide funksie nie. Indien dit gegee word dat f van x gelyk is aan minus x to die mag 3 plus x kwadraat plus x plus 2, bepaal die koördinate van die draaipunte van f. Nou onthou jy uit ons inleiding het ons gesê die draaipunte van f
kry ons by die x-afsnitte van die afgeleide funksie. So my draaipunte gaan wees, x is gelyk aan -1/3, draaipunte gaan hier wees by x is gelyk aan -1/3, of x is gelyk aan 1. Dis waar die draaipunte van my derde graadse funksie gaan wees. En nou moet ek nog die y-koördinate in vervang, of die y-koördinate uitwerk. Nou, onthou, f van x is altyd my y-waarde. So ek het eintlik dat y is gelyk aan -x tot die mag 3 plus x kwadraat plus x plus 2. En dan gaan jy dit nou maar doodeenvoudig uitwerk. As x gelyk aan -1/3 is, dan kry ek -1/3 tot die mag 3 plus -1/3 kwadraat plus -1/3 plus 2. En dit gaan ek nou maar met my sakrekenaar uitwerk. En ek kry 49 op 27. So my een draaipunt is wanneer x -1/3 is en y gelyk is aan 49 op 27. En dan my ander draaipunt waar x gelyk aan 1 is, gaan y gelyk wees aan -1 tot die mag 3 plus 1 kwadraat plus 1 plus 2 en dit is 3. So my ander draaipunt is by die punt 1, 3. Goed, kom ons kyk na die skets van die derde graadse funksie. Hulle het vir ons die vergelyking gegee. Ons het reeds die draaipunte op die vorige vraag uitgewerk. So al wat ons nou moet doen is die afsnitte met die asse bereken en dan kan ons die grafiek teken. So vir die y-as is nou weer wanneer x gelyk aan 0 is en dan kry ek natuurlik 0 plus 0 plus 0 plus 2. So y is gelyk aan 2. En vir die x-as is dit waar y gelyk aan 0 is. So ek kry 0 is gelyk aan -x tot die mag 3 plus x kwadraat plus x plus 2. En ek hou daarvan om liewers 'n positiewe koëffisiënt vir x tot die mag 3 te hê. Daarom gaan ek die twee kante omruil en dan die tekens aan albei verander. So, nou om hierdie te faktoriseer, moet ek eers 1x kry wat werk. En ek laat my lei deur die 2. 2 se faktore is net 1 en 2. So, as ek x is gelyk aan 1 hier probeer, dan kry ek 1 minus 1 minus nog 1 minus 2, dis nie 0 nie. As ek x is gelyk aan 2 probeer, dan kry ek 2 tot die mag 3 wat 8 is, minus 2 kwadraat, minus 2 en ja, dit is 0. So, ek weet dat x min 2 is 'n faktor. En ek hou nou maar van sintetiese deling, jy kan gebruik watter manier jy ook al geleer het, maar vir sintetiese deling skryf ek die x neer wat gewerk het, dan skryf ek die koëffisiënte van die derde graadse funksie neer. Nou, dit gaan wees 1, min 1, min 1 en min 2. Kyk, dit is mos nou wat ek wil faktoriseer, is daardie. So, dit is daardie koëffisiënte. Laat 'n spasiekie, trek 'n lyn, bring die 1 af. Nou ek 1 maal 2 is 2. Tel by
bymekaar en ek kry 1. 1 maal 2 is weer 2, tel bymekaar en ek kry nog 'n slag 1. 1 maal 2 is 2 en tel bymekaar en ek kry 0. So nou weet ek dat ek hierdie kan faktoriseer. Ek weet x min 2 is 'n faktor en ek sal die koëffisiënte van die ander hakie hier kry. Nou ek moet vir myself plek maak hier. So ek gaan hierdie deel uitvee. Ons weet x min 2 is 'n faktor. So ons kan dit skryf as x min 2 vermenigvuldig met 'n kwadratiese 1 wat gaan wees 1x kwadraat plus 1x plus 1 en daardie faktoriseer nie verder nie. Trouwens, dit gaan geen wortel hê nie. Maar kom ons kyk rustig daarna. Laat ek hierdie heeltemal nou uitvee. So, nou het ek x is gelyk aan 2 as x minus 2 gelyk aan 0 is, of x kwadraat plus x plus 1 is 0. En as ek daarvoor my diskriminant uitwerk wat b kwadraat minus 4ac is, dan kry ek b wat 1 is, so 1 kwadraat, minus 4 mal a wat 1 is, mal c wat 1 is, en dit is minus 3. So dit beteken hy het geen reële wortels nie. So my enigste x-afsnit is hier by x is gelyk aan 2. My y-afsnit is by y is gelyk aan 2. My draaipunte is by 1, 3. Daar het ek hom geplot. 1 op die x-as, 3 op die y-as. Dis 'n draaipunt. En dit is die punt 1, 3. Onthou om die koördinate neer te skryf. En dan my ander draaipunt is by -1/3 wat ongeveer hier is, en ek gaan gou kyk, 49 op 27, wat is dit ongeveer gelyk aan? 49 op 27 is 1,81, so ek weet, hier is ongeveer daar, dis ook 'n draaipunt, en daardie koördinate is -1/3 en 49 op 27. Goed, nou moet ek die grafiek teken. Ek wil myself net hier 'n bietjie plek so maak. Nou onthou, ek gaan hier draai, ek gaan daar draai. En dan gaan ek deur die ander punte, en die vorm van my grafiek, hy gaan dalend begin, en ek het 2 draaipunte, so hy gaan so lyk. So ek gaan afkom, ek is op pad na die y-afsnit toe, in plaas van na die draaipunt toe. Dan moet ek hier deur gaan, en daar sy. Vraag 8.3. E en W is 2 veranderlike punte op die afgeleide funksie en is op dieselfde horisontale lyn. Met ander woorde, as ek 'n horisontale lyn hier ergens het, onthou 'n horisontale lyn is ewewydig aan die x-as, dan gaan E en W 2 punte wees wat op die grafiek is en op daardie horisontale lyn wees. Dan sê hulle verder vir my, H is die raaklyn by E, met ander woorde 'n lyn wat hier ergens loop, en G is die raaklyn by W, wat 'n lyn is wat daar ergens loop. En die 2 lyne sny by die punt DAB. Wat is die waarde van A? Skryf die waarde van A neer. Nou, om dit te doen, moet ek eers 'n bietjie dink oor hierdie.
jy sien, ons het simmetrie by 'n parabool. Ek weet mos dat my simmetrie as deur die draaipunt gaan. En ek kan maklik daai draaipunt uitwerk, want vir die draaipunt sal die x-waarde gelyk wees aan min b op 2a, en dit is dan gelyk aan min 2 gedeel deur 2 maal min 3, en dit is 'n derde. En as ek die x-waarde ken, kan ek die y-waarde ook maklik uitwerk. Dit is 'n derde kwadraat plus 2 maal 'n derde plus 1, en dit gaan ek gou op my sakrekenaar doen. Ja, en met my sakrekenaar kry ek 4 op 3. So my y-waarde, hierdie draaipunt hier, is die punt 'n derde. Ek wou nie nou al toemaak nie, 'n derde, en 4 op 3. Goed, nou vra hulle vir my, skryf die waarde van A neer. Nou onthou, ek gaan dit nou maar probeer trek, is nie so maklik vryhand nie, maar as ek 'n raaklyn aan die punt E wil trek, met ander woorde 'n lyn wat net in E aan die funksie raak, lyk dit so tipe iets, en as ek 'n raaklyn aan W wil trek, so hy raak ook net in W aan hom, gaan dit so lyk. Omdat alles hier simmetries is, ek het hierdie simmetrie as, en ek het hierdie horisontale lyn, so selfs die twee reguit lyne, selfs die twee raaklyne, sal op mekaar lê as ek my boek op hierdie simmetrie as sou toemaak. So hierdie punt hier is nou die punt D, A, B. So al wat ek tot nou toe gedoen het, is om bietjie mooi te interpreteer wat is eintlik vir ons gegee. Kom ons kyk na vraag 8.3.1. Dit sê, skryf die waarde van A neer. Nou, ons het uitgewerk dat die x-koördinaat van die draaipunt 'n derde is. Dit beteken die simmetrie as is die lyn x is gelyk aan 'n derde, en die punt D lê op die simmetrie as, so sy x-koördinaat wat A is ook 'n derde. En nou vir die volgende vraag, vraag 8.3.2, sê H en G, ek lees nou heeltemal op verkeerde plek, bepaal die waardes van A, of bepaal die waardes van B, waarvoor H en G nie meer raaklyne is nie. Nou ja, dit is beslis 'n oplossingsprobleem. As jy nou dink aan jou verskillende vlakke van die vraag, dan is hierdie 'n probleemoplossingsvraag, wat beteken, jy moet jou eie plan maak, dis iets ongesiens. Nou, jy sien hierdie punt E en die punt W is nie vaste punte nie, hulle is veranderlike punte. So ek kan hulle miskien daar en daar gekies het. En hoe gaan my raaklyne dan lyk, as ek al hoe nader aan die draaipunt kom? Nou, kom ons kyk, ons maak, sê nou maar dit was hier rond, dan sal die een raaklyn so lyk, en die ander raaklyn sal mos so lyk. En dan is die koördinaat van D, wel A gaan nog steeds 'n derde wees, maar B gaan al hoe nader na die draaipunt toe kom. As ek hier by die draaipunt die 2 punte sou kies, dan is dit eintlik net 1 punt, en dan sou my raaklyn 'n horisontale lyn gewees het. Vir enige punt hierbo gaan dit nog steeds werk. Ek sal nog steeds selfs van daardie punt af, ek wil nou net selfs van hierdie punt af, sal ek raaklyne kan trek.
Maar sal ek enige raaklyne hier kan trek? Kom ons maak dit blou. Hierdie deel, sal ek enige raaklyne kan trek as my punt D hier ergens sou sit? Sê nou maar daar. En dit kan nie gebeur nie. Want enige lyn wat ek trek van daar af na die grafiek toe, gaan die grafiek sny. So dan is dit nie meer moontlik om raaklyne te trek nie. So as die punt D onder die draaipunt lê, dan is dit nie meer moontlik om 'n raaklyn te trek nie. So as die punt D onder die draaipunt lê, moet sy y-koördinaat, met ander woorde B, kleiner wees aan die y-koördinaat van die draaipunt wat 4 op 3 is.